Goeiedag, dit is 'n voorreg dat ons die woord van die Here kan oopmaak. En ons bede is dat die Heilige Gees wat die woord geïnspireer het, wat die woord geskryf het, ook vir ons sal oopmaak en verklaar en dat dit ingang vind in ons harte. Is in vandag se tye waar daar soveel verskillende opinies is, soveel stemme, is die vraag so belangrik, wie is Jesus? Wie is Jesus Christus? En wie is Jesus Christus in jou lewe? En hoe werklik is hy in jou lewe? Dit is 'n baie aktuële vraag en daarom gaan ons kyk na Johannes 1 vanaf vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. En ons weet uit vers 14 dat die woord is Jesus Christus. Die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes, en hy het gekom om te getuig, en hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was nie self die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of 'n besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Ons kan Jesus Christus aanvaar of verwerp, maar ons kan hom nie verander of hom laat wees wie ons wil dat hy moet wees nie. Ons besluit nie wie die Here Jesus Christus is nie. Hy openbaar wie hy is. Ons kan hom net aanvaar en dien of dan verwerp. En as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons in vers 1, die woord, dis Jesus Christus, is self God. Hy is self God. Hy is die lewe wat lig is vir die mense. En ons weet, wat daar staan in vers 4 en 5, en ons weet, God is die lig. Alles het deur hom, Jesus, tot stand gekom, en ons weet, so daar staan in vers 3, maar God is die skepper, so lees ons in Genesis. So Jesus Christus is self God, en tog, vers 14, het hy vlees geword onder ons kom, want hy het gekom om ons te red van ons skuld wat ons nie kon betaal nie. Hy het mens geword, en hier homself verneder om mens te word, om hier op aarde gebore te word, en sy verlossingstaak te kom vervul. En dit wat ons bely ook in ons belydenis, die Heidelbergse Katekismes, Sondag 14. Ons bely dat die Seun van God altyd ewige en ware God is en sal wees. Daarmee het hy ons menslikheid wonderbaarlik vanaf sy moeder ontvang. Dit alles is deur die Heilige Gees bewerk. Sodoende is hy dan die beloofde afstammeling van Dawid wat in alle opsigte gemens is, maar wat terselfdertyd die enigste mens is wat in staat is om die sonde te kan oorwin, omdat hy ook dan waarlik God is. Hy kon, omdat hy volmaak is, ons skuld op hom neem. Hy het nie sy eie skuld gehad om te betaal nie. En deur die krag van sy godheid het hy die dood en kon hy die dood en die Satan oorwin. Ware mens, want die mens het gesondig, en die mens moet gestraf word vir die sonde, en daarom het hy waarlik mens geword, maar ook waarlik God. Want niemand anderster kan die sonde betaal en die dood en die mag van die bose oorwin. Waarlik God. Maar 'n tweede aspek is, as mens gaan kyk na Jesus Christus, dan sien mens vanuit die Ou Testament, hoe daar eintlik, hulle sê 700 Ou Testamentiese profesieë is wat in hom vervul word. Jesaja praat van die Messias wat gebore word uit 'n maagd, en dit gebeur inderdaad so. Daar word geprofeteer dat hy in Bethlehem gebore sal word, en dit gebeur so. Hy sal, Sagaria sê, hy gaan op 'n donkie in Jerusalem inry, en dit gebeur so. Psalm 22 praat oor die lyding en wat gaan gebeur, en ons vind dit in die kruisiging van Christus. Jesaja 53 praat van die verlosser wat verag en verwerp gaan word, wat vir die sonde betaal gaan word, geslaan gaan word, soos 'n lam na die slagplek toe gelei word. En terwille van ons gebeur dit so. Jesaja 9 sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee.
Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. En dit gebeur so. Jesaja 25, die Here wat laat gebeur wat hy lank tevore aangekondig het. En so sien ons, Lukas 2, dat inderdaad, dit wat lank tevore aangekondig is, dat hy as mens hier op aarde gebore word. Profesie, hy is nie net waarlik God, hy word waarlik mens nie, maar ons sien ook dat in die persoon Jesus Christus word daar 700 profesieë uit die Ou Testament vervul in hom. En daarom ook, selfs as ons gaan kyk na die historiese tyd van Jesus Christus, dat hy hier inderdaad op aarde geleef en bestaan het. Daar's baie Bybelse Griekse manuskripte wat in kwantiteit en kwaliteit wys op die historisiteit van Christus en oor die betroubaarheid van dit wat beskryf word oor Jesus Christus. Daar's 500 eerste eeuse manuskripte, nie bloot net Bybelse manuskripte nie, wat handel oor Jesus en die gebeure rondom wat hy gedoen het en gesê het. Josefus en ander geskiedskrywers skryf oor Jesus en die samelewing se reaksie op hom word ook beskryf. So daar's eintlik nie twyfel of Jesus werklik op aarde geleef het en dinge gedoen het. Histories staan dit ook vas. So ware God, maar hy word vervulling van profesieë, kom hy en hy word mens op aarde en hy het waarlik geleef hier op aarde. Maar nog meer oor Christus. Dit gaan oor die karakter van Christus. Was hy maar net 'n mite dat hy volmaak was en dat hy alles perfek gedoen het. Nou oor die eeue is daar nie 'n stryd oor dat Jesus heilig geleef het en dat hy volmaak was nie. Selfs die moslems gee aan hom eer as 'n goeie persoon. Gandhi sien hom as 'n hero as dit ware. Johannes 8 sê hy is volmaak. Nou, wat dink jy net as iemand sê ek is volmaak? Hoe maklik sou dit nie gewees het om vir iemand op foute te wys wat hy of sy gedoen het, om te sê dat jy nie volmaak is. Maar dis nie wat ons kry in die eerste eeu nie. Daar's nie mense wat hom aankla dat hy sondig of immoreel geleef het. Die karakter van Jesus Christus word nie uitgedaag. En dis eintlik iets wat maklik, as dit nie regtig geleef word nie, kan dit maklik uitgewys word. So die karakter van hom wat volmaak lewe. En ook die werke van Christus is nie uitgedaag of bekeerd bewys nie. Die vermeerdering van die brood, die genesing van siekes, die opwekking van die dooies, word nie deur die vyande aangevat nie. Daar is soveel getuienis van mense wat werklik nog geleef het, ook terwyl dit opgeskryf is, dat dit is so duidelik dat dit werklik gebeur het, dat selfs die fariseërs en die skrifgeleerdes het nie die gebeure en die wonderwerke bevraagteken nie. Hulle bevraagteken eerder die mag, in wie se mag, in wie se naam dit gedoen word. Hulle sê dit is van die duiwel. So die werklikheid van die wonderwerke en bonatuurlike staan vas. Ook na die uitstorting van die Heilige Gees, as Petrus preek, dan sê hy in Handelinge 2 vers 22, Israeliete, luister na die woorde, God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, wonders en tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. Daarvan weet julle self. In ander woorde, die mense wat daar staan, het dit gesien. Die skare kom nie en sê, nee, dis nie waar nie, dis nie stories nie. Hulle aanvaar sy stelling, omdat baie van hulle dit self gesien het, en dan lees ons ook 'n bietjie later, hoe soveel van hulle tot bekering kom. Werklike, historiese gebeurtenisse. Die opstanding van Jesus Christus, baie mense sê dis net 'n storie, of dat hy in die verkeerde graf begrawe is, dat hulle hom later nie kon kry nie, of dat hy liggaam gesteel is. Maar die punt is, as mense ook mooi daarna gaan kyk, hulle het hom in 'n bekende graf begrawe, van Josef. In ander woorde, dit was nie 'n onbekende graf nie. En daarom sou dit moeilik wees om deur mekaar te raak met die grafte. En net terloops ook die feit dat hy begrawe is en dat 'n spies in sy sy gesteek is, bevestig dat hy inderdaad werklik dood was en begrawe is en dan die graf was op die ouend leeg, hy het opgestaan. Of dalk selfs die teorie of die mening wat gesê is, ja, maar die disippels het sy liggaam kon steel. Dis eintlik as mens mooi logies daarna gaan kyk, is dit moeilik om dit te aanvaar, want die een oomblik hardloop hulle weg omdat Jesus gevange geneem word en hulle hardloop weg, en tog het hulle oornag so braaf geword dat hulle die soldate wat die graf bewaak, om die soldate aan te vat, en die soldate was opgelei, en die soldate het baie keer die doodskar gekry as hulle nie hulle funksie kan verrig nie.
So dit is amper onlogies om te sê die disippels wat weggehardloop het skielik oornag bereid was om hierdie soldate aan te vat. Of dan die steen wat voor die graf is eintlik 'n groot ronde steen wat so in 'n sloot ingerol is voor die graf, wat baie moeilik was om te verskuif. Vat 'n paar mense om hom te skuif. En dan sekerlik ook een van die groot redes is, sou die disippels werklik bereid wees om vir hulle geloof en die geloof in Christus en dat hy opgestaan het, te sterf. As hulle weet, dit is nie waar nie. As hulle hom gesteel het, dan weet hulle is nie waar nie. En mense is bereid om te sterf vir wat hulle glo, maar min mense is bereid om te sterf vir dit wat jy weet nie waar is. As die disippels die liggaam gesteel het, hulle geweet, dit is nie waar nie. En ons weet uit verskillende bronne dat 11 van die 12 disippels het op die ou end gesterf terwille van hulle geloof en hulle belydenis. Nog iets wat bygesê kan word oor die opstanding van Christus is dat vrouens wat die eerste getuies is van die opstanding van Christus, en in daardie tyd sou dit hoogs onwaarskynlik wees dat as hulle iets sou opmaak om vrouens te gebruik, want vrouens in daardie tyd, in daai konteks, was nie hoog in aansien nie en hulle getuienis was van min waarde. So waarom word vrouens dan gebruik as hulle weet die samelewing sal dit moeilik aanvaar? Maar ja, dan ook 'n groot getuienis is dat Jesus Christus verskyn op 12 verskillende tye aan meer as 500 getuies in die 40 dae na sy opstanding. Hy verskyn ook aan Jakobus sy broer wat inderdaad nie geglo het nie. Staan in 1 Korintiërs 15, hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, daarna aan meer as 500 broers gelyk, van wie sommige al dood is, die meeste nou nog lewe, en daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. En heel laaste ook aan my, die ontydige geborene, het hy verskyn, sê Paulus nou in 1 Korintiërs 15. Met ander woorde, die opstanding van Jesus Christus is iets wat ons bely en iets wat ons hoor in die woord, maar selfs op 'n logiese, rasionele wyse is daar genoeg argumente om te sê dat dit 'n werklike gebeurtenis was. Jesus Christus het opgestaan. Dit is op 'n manier ook die uniekheid van Christendom. Dat in ander gelowe is die profete, Mohammed, Gandhi, Joseph Smith, is almal dood, maar Christus lewe. Hy is nie net die lewe, hy is nie net die lewe, hy leef self en hy is persoonlik self die ware lewe. Hy was nie net nie, maar hy sal altyd wees. En daarom, ook in vandag se tye moet ons dit nie te maklik aanvaar as iemand die opstanding van Jesus Christus ontken, so asof dit nie waarde het nie. Want 1 Korintiërs 15 sê, as Christus nie opgewek is ons prediking sonder inhoud, en julle geloof ook sonder inhoud. Want sy opstanding dui ook op ons opstanding in die ewige lewe, en sy opstanding dui oor die oorwinning oor die dood en die mag van die sonde. Maar dan, die uniekheid van Christendom lê juis in die persoon van Jesus Christus, waar die Here in Johannes 14 sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Met ander woorde, die Here sê nie vir Thomas, ja, jy moet net 'n bepaalde kode volg en 'n klompie reëls volg en dan is jy jou saak reg met God nie. Hy sê nie hy sê nie vir Thomas dat hy, Jesus Christus, is maar net een van 'n klomp maniere om by God of Godheid in te kom nie. Jesus praat nie van 'n staat van geluk wat 'n mens sal bereik nie. Hy praat nie eers van primêr van 'n plek om by uit te kom nie, selfs ook nie in die hemel nie. In die eerste plek gaan dit oor om hom te ken, om saam met hom, Jesus te wees, hom te ken en hom te volg. Hy is die lewe. Praat van 'n persoonlike kenverhouding wat ons met hom kan hê. Dit is wat ons in die geloof moet en kan omhels. En dis ook natuurlik die uniekheid van Christendom, is dat jy ontvang eers genade en 'n verhouding en verlossing, en dan gaan leef jy daaruit. Dis nie 'n verdienste godsdiens waar jy eers werk en dan kry jy iets nie. Jy kry eers. Dis eintlik die voorbeeld wat iemand gebruik het, is om te sê, as 'n bedelaar by jou huis aankom, dan is daar 'n werklikheid van 'n bedelaar, 'n nood, van 'n krisis. Maar as die bedelaar sou sê, kan ek jou gras sny vir 'n bord kos? Dan sny hy die gras en hy verdien die bord kos. Maar dit sal heeltemal anders te wees as die bedelaar aankom
en hy kry 'n bord kos en hy sê uit dankbaarheid gaan ek jou gras sny. En op 'n manier is dit dieselfde gebeurtenisse, maar die motief is heel anders. En in Christendom is dit nie ek werk vir iets nie. Ek kry iets, ek kry kunskap, ek kry genade en verlossing deur Jesus Christus. En omdat ek dan 'n nuwe mens is, gaan leef ek 'n nuwe lewe. Vraag wat baie gevra word, kan ons as rasionele mense glo? Staan geloof in Christendom en wetenskap, die rasionele, staan dit teenoor mekaar? Nou, Christendom gaan nie bloot oor die eindresultaat van rasionele denke nie. Dis nie as jy net bloot rasionele optelsom maak, dan kom jy by die evangelieboodskap en die boodskap van die skrif uit. Maar die rasionele is ook iets wat God geskep het en wat iets van hom openbaar. Werklike rasionele denke staan nie in stryd met die werklikheid van God se openbaring nie, want God is ook God oor die rasionele. God gee ook die rasionele. God is ook 'n rasionele God. So omdat dit deur God geskape is, mag en moet ons ook rasioneel oor God dink, maar rasionaliteit kom vanuit God. Rasionaliteit word nie die filter waarmee God gefilter word en net dit wat rasioneel sin maak, dit aanvaar ons van God nie. Nee, God is God en hy is oor alles en hy is almagtig en onder andere het hy ook rasionaliteit geskape en ons mag rasioneel dink. Ware rasionele denke en vrae en 'n aanhou soek en 'n opregte soek na antwoorde bring ons juis by groter geloofsoortuigings en dit weerspreek skynbare rasionele redes wat mense weghou van die Here af of weghou van om waarlik te glo en wat hulle eintlik maar as verskonings gebruik om te twyfel en betwyfel om die waarheid van God te betwyfel. Het gaan eintlik maar oor as die rationaliteit gaan oor my rasionele dinge, dan is dit eintlik 'n selfgedefinieerde, selfgesentreerde lewe en 'n lewensmotief. Wanneer ons eerlik rasioneel dink oor geloof en die waarheid, dan bring dit ons baie keer by die punt om te sê, maar ek kan myself nie rasioneel oortuig dat daar nie 'n God is nie, of dat Jesus nie werklik uit die dood opgestaan het. Want dit is ware feite, dis werklikhede, en God gee hierdie rasionele denke waarbinne ek ook 'n oortuiging kry van wie hy die gewer van rasionaliteit is. Maar my geloof is inderdaad meer as die somtotaal van rasionaliteit. Ons mag net die waarheid hoor, dit ook rasioneel omhels, op ander maniere ook om te sê emosioneel vir my lewe, vir my saligheid, vir ewigheid. Ons moet dit omhels, ons moet dit leef en ons moet dit uitdra na buite. In Handelinge 4 vers 10 staan hierdie woorde: julle almal en die hele Israel moet weet dat dit in die naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Dis die werklikheid, dis die waarheid, ook soos dit in die woord geopenbaar is. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word. Of Johannes 14 vers 6, waar die Here sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Of 1 Timoteus 2 vers 5, daar is immers een God en net een middelaar tussen God en die mens Jesus Christus. Hy het homself 'n losprys vir almal, hy het homself as 'n losprys vir almal gegee het. Dit was op die bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. 1 Johannes 5 vers 11, en die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy seun. Wie die seun het, het die lewe. Wie nie die seun van God het nie, het ook nie die lewe. En daarom is dit wat Simon Petrus ook antwoord en ons antwoord dit saam met hom. Sê, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat die ewige lewe het. As die Here is daar disippels is wat wegloop, dan vra die Here, en wil julle nie ook gaan nie? Dan sê Petrus, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat die ewige lewe gee. En daarom, as ons praat oor Jesus Christus en alles wat uit die skrif openbaar word, uit selfs die rasionele denke en die werklikheid van sy lewe en wonders, hy het waarlik geleef, hy het waarlik gesterf, hy het opgestaan, die ewige lewe met sy bloed gekoop, hy is die enigste verlosser, dit staan vas. Net die vraag,
Wie is Jesus Christus in jou lewe? Ken jy Jesus Christus vir wie hy is en soos hy hom openbaar? Vraag is nie of jy al lank al kerk toe kom nie. Vraag is nie of jy die teorie ken of die dogma ken of die feite selfs aanvaar nie. Die vraag is, ken jy Jesus Christus as jou verlosser en as jou vriend? As die een wat vir jou intree vir jou sondes, die een na wie jy hardloop met jou lewe en jou krisisse. Ken jy Jesus as die een deur wie jy na die Vader toe kom en hom ken as jou hemelse Pa? Die een op wie jy kan vertrou, hy wat nie al die storms wegvat nie, maar saam met jou daardeur gaan. Ken jy Jesus wat deur sy gees elke dag jou lei en jou troos en vir jou perspektief gee? Ken jy Jesus as die bo-natuurlike faktor in jou lewe? Dis nie 'n konsep nie, dis nie 'n teorie nie, dis nie die regte ding om te doen nie. Dit staan vas, maar dis 'n persoonlike verhouding met God. So as afsluit, dan sluit ons af met dit wat ons al vroeër ook verwys het, is dat die eerste gelowiges bekend gestaan as die mense van die weg. En Stefan Joubert skryf daaroor en hy sê die eerste gelowiges was nie in die eerste plek bekend vir dit wat hulle geglo het op papier nie, maar hoe hulle geloof in Jesus Christus uitgeleef het. Hulle het 'n lewensbelydenis gehad, nie soseer 'n geloofsbelydenis nie. So skryf hy, sê die eerste Christene se belydenis was 'n daaglikse belewenis. Ander het gesien hoe hulle die Here en mekaar liefhet en hoe hulle mense bystaan wat swaar kry. Hulle getuienis was geleë in die magnetiese leefstyl van gebed, omgee en eenvoud. Daarom dat hulle bekend was as mense van die weg. Jesus se weg. Ja, Jesus is die weg, die waarheid, die woord wat in ons kom woon het ter wille van ons. Hy is die lewe, hy is die koning. Ek en jy kan hom verwerp of omhels, maar ons kan hom nie verander nie. Laat ons dan hom as Jesus, Here Jesus Christus omhels en vanuit sy genade lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is God wat vir ons mens geword het. U is die Almagtige. U is die een wat dood en die mag van sonde oorwin het. U het vir ons lewe gekoop deur U bloed. En ons omhels U as ons Here, as ons verlosser, as ons koning. Met ons hand in U hand wil ons tree vir tree volg waar U ons lei. Ons bid, Here, as daar iemand is wat onseker is oor kunskap, onseker is wie U is, wil U deur U Gees ook nou elkeen net oorweldig met U liefde, met die waarheid en die werklikheid van U genade, om dit ook nou te kan omhels en daaruit te kan lewe. Ons pleit dit alleen maar uit U genade, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordig wees, die begeleiding, die krag en die troos van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.